Nou dat ons faktorisering mooi onder die knie het, gaan ons weer kyk na algebraïese breuke. Nou in hierdie lesie gaan ons nou weer mooi kyk na vermenigvuldiging en deling. As ons nou byvoorbeeld het, die vragie sal ook weer eens vra, vereenvoudig die volgende. Nou ons het al voorheen algebraïese breuke gedoen, maar toe het ons nog nie geweet van faktorisering nie. Nou kom ons by 'n vragie wat vra vereenvoudig die volgende. En die voorbeeldjie wat ons het is x² plus 3x gedeel deur x² minus 9. Nou goed, wanneer ons so 'n voorbeeld het, kan ons nou nie net gaan uitkanselleer nie. Kyk, die vorige algebraïese breuke wat ons mee gewerk het, was daar net 'n een termpie onder as 'n deel van die noemer. Maar nou het ons hier 'n twee term, en onthou nou, hierdie twee term wat nou onder die lyntjie staan is soos 'n eenheid. Met ander woorde, dit is soos ek hom omkring het, is dit so goed of hy staan in hakkies. Net so beteken dit, die term wat bo hom staan is 'n eenheid. Daai x² plus 3x is ook soos 'n eenheid. So, dis eintlik ook so goed of daar staan hakkies rondom hom. Maar hulle het hom nou vir ons geskryf as x² plus 3x gedeel deur x² minus 9. Nou baie belangrik. Hierdie is baie belangrik. Jy mag nooit oor 'n plus of 'n minus uitkanselleer nie. Die rede is vir dit, net soos wat ek nou gesê het, dit is omdat dit wat in die teller staan, is 'n eenheid, dit wat in die noemer staan, is 'n eenheid. So jy mag nooit gaan sê, x² kanselleer uit, en hierdie 3 gaan in 3 keer, en nou is my antwoord x oor minus 3 nie. Nooit. Dit is 'n no-go. Leer dit uit jou kop uit, jy mag dit nooit doen nie. So wat moet ons nou doen as die vraag vir ons vra vereenvoudig die volgende? Ek het x² plus 3x op x² minus 9. Nou die belangrike ding wat ons gaan doen, die eerste dingetjie wat ons gaan doen, is jy faktoriseer alle tellers en noemers. Ons het mos nou mooi in detail geleer hoe om te faktoriseer. So die eerste stappie wat ons nou gaan doen is om alle tellers en noemers te faktoriseer. Met ander woorde, ons gaan kyk hierso na die teller. My teller is x² plus 3x. Hoe kan ek faktoriseer? Ek sien ek het 'n gemeene faktortjie van x, en as ek x uithaal, dan bly daar oor x plus 3. Onder die lyn kan ek sien, ek het nou 2 terme wat geskei word deur 'n minus, en al twee is volkome kwadrate. So ek gaan daai reël van my toepas. Hoe faktoriseer ek 'n verskil van vierkante? Ek het my 2 hakkies, een hakkie is 'n plus, een hakkie is 'n min. Vierkantswortel van x² wat x is, vierkantswortel van 9 wat 3 is. Nou kan ek wel uitkanselleer, want onthou, dit is nou terme wat vermenigvuldig word met mekaar. So ek kan nou gelyksoortige terme uitkanselleer. Met ander woorde, ek sien daai x plus 3 en x plus 3 kanselleer uit, omdat dit nou vermenigvuldig is. Nou kan ons dieselfde faktore uitkanselleer. So as ons nou daar x plus 3 en x plus 3 uitgekanselleer het, dan sien ek my finale antwoord is x op x minus 3. Ons vraagie is nog steeds vereenvoudig die volgende. Kom ons kyk na 'n volgende voorbeeld. Ek het 6x tot die mag 3 minus 8x² gedeel deur 2x. Goed, in hierdie geval
het ons nou 'n een term onder die lyn. So ons kon gaan sê 6x tot die mag 3 op 2x minus 8x tot die mag 2 op 2x. Ons kon hom so opgebreek het omdat ons net 'n een term onder die lyn het. As ons hom nou verder vereenvoudig, nou kan ek, omdat dit 'n een term gedeel deur 'n een term is, nou kan ek sê 2 gaan in 6 in 3 keer en die x gaan in x tot die mag 3 en daar bly 'n x kwadraat oor. En ek kan sê 2 gaan in 8 in 4 keer. Dis mos hoe ons dit nou gedoen het voordat ons geleer het van faktorisering. So, as ons nou na dit kyk, dan sien ons finale antwoord is 3x kwadraat minus 4x. As ons nou daai so uitgekanseleer het. Maar nou dat ons slim is en weet van faktorisering, gaan ons eers onthou, die reeltjie sê vir ons, wat is die eerste ding wat ons gaan doen? Ons moet die faktoriseer. Al die tellers en die noemers. Faktoriseer die tellers en die noemers. So, as ek nou hier die teller van my gaan faktoriseer, dan gaan ek daar sien ek het 'n 2x kwadraat as 'n gemeene faktor. As ek 2x kwadraat as 'n gemeene faktor uithaal, dan bly daar oor 3x minus 4. En dit word nou gedeel deur 2x. Die volgende stapie wat ons mos nou doen, is ons kanseleer nou gelyksoortige terme uit. Ons kanseleer gelyksoortige faktore uit. Dis nou nie terme nie, dis faktore. Goed, so as ons nou hier gaan uitkanseleer, dan gaan ek kan sê 2 gaan in 2 in 1 keer. Ek het my x kwadraat kanseleer met 1x daar uit. So, as ek my antwoord nou neerskryf, dan het ek x maal met 3x minus 4. En dit is dan my antwoord wanneer ek met algebraïese breuke werk. Wanneer ons nou met algebraïese breuke werk deur middel van faktorisering, dan los ons antwoord daar. Hierdie is nou die metode wat ons gebruik wanneer ons met algebraïese breuke vereenvoudig. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Ons het soos x kwadraat minus 9 op 3x minus 9. Onthou, baie belangrik, ek kan nie hier gaan sê die 9's kanseleer uit nie. Onthou, dit is heeltemal 'n no-go, want ek mag glad nie oor 'n plus of 'n minus uitkanseleer nie. So, wat is die eerste ding wat ons moet doen? Is ons faktoriseer die tellers en die noemers. Ons moet ons faktorisering reëls goed ken. Dit is hoekom dit baie belangrik is dat julle doodseker is julle is reg met faktorisering. Goed, so as ons kyk na ons tellertjie, het ons x kwadraat minus 9. As ons kyk na x kwadraat minus 9, sien ons het twee terme wat geskei word deur 'n minus. Al twee is volkome vierkante, so ek erken dit as verskil van vierkante. My reël beteken dan, ek het my twee hakies, een hakie is 'n plus, een hakie is 'n minus. Die vierkantswortel van x kwadraat is x, die vierkantswortel van 9 is 3. Onder die lyn kan ek nou ook faktoriseer, ek het 'n twee term onder die lyn. Ek gaan my 3kie gemeenskaplik uithaal daar. Ek het dan 'n x minus 3 wat oorbly. Die volgende stapie wat ons mos nou doen, wat ons baie belangrik is jy kanseleer nou gelyksoortige faktore uit. As ons nou hier gaan kyk, om dieselfde faktore uit te kanseleer, dan kan ek sien, ek het onder die lyne x minus 3 en bo die lyne x minus 3. So my finale antwoord gaan wees x plus 3 gedeel deur 3.
Onthou, hoekom kan ons uitkanselleer? Omdat ons mos nou vermenigvuldig. Volgende voorbeeldjie waarna ons kyk, is ons het x kwadraat plus 3x minus 10 gedeel deur x kwadraat plus 7x plus 10. Goed, die eerste belangrike stappie, faktoriseer die tellers en die noemers. Goed, as ons kyk na ons faktorisering, wat sien ons hierso? Ons sien ons het 'n 1, 2, 3 terme, ons het 'n 2 en 'n 1 en 'n getal. Onder die lyn kan ons sien ons het 'n 1, 2, 3 term en ons het 'n 2 en 'n 1 en 'n getalletjie. Met ander woorde, ons pas ons reëls vir kwadratiese 3 terme toe. Bo die lyn, as ek faktoriseer, ek het my 2 hakies. Die minus beteken die tekens in die hakies gaan verskil. Die faktore van x kwadraat is x en x. Dis die faktore van 10. Faktore van 10 is 10 en 1 en 5 en 2. Faktore van 10 wat se verskil vir my plus 3 gee, so dis definitief nie daai ene nie. En dit is 5 minus 2 gaan vir my plus 3 gee. Met ander woorde, die 5 kom by die plus en die 2 kom by die minus. Onder die lyn het ek ook mos nou my kwadratiese 3 term soos ek hom geëien het. Die plus voor die 10 beteken die tekens in die hakies moet dieselfde wees. Wat gaan my tekens wees? My tekens gaan plusse wees. Faktore van x is x en x. Die faktore van 10, kom ons kyk weer wat se som nou vir my 7 gaan gee. 10 en 1 is dit definitief nie. 5 plus 2 gee vir my 7. Met ander woorde, ek het 'n 5 en 'n 2 in die hakies. Volgende belangrike stap wat ons nou doen is ons gaan uitkanselleer. Die faktore wat dieselfde is, kan ons nou uitkanselleer want ons vermenigvuldig. Ons het nou nie meer plusse en minusse wat daar vir ons moeilikheid gee nie. So ons kan gaan kyk na ons gelyksoortige terme. Wat is ons gelyksoortige terme? Die x plus 5 hakie is gelyksoortig. Met ander woorde, my finale antwoord is x minus 2 op x plus 2. 'n Belangrike reël wat ons moet nou mos onthou, wanneer ons deel deur 'n breek, moet ons vermenigvuldig met sy resiprook of sy omgekeerde. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld het a kwadraat minus b kwadraat op 2a kwadraat plus 2ab gedeel deur a kwadraat minus 2ab plus b kwadraat op 2a kwadraat minus 6a. Onthou, my vraag gaan nou nog steeds wees vereenvoudig. Ons is mos nou nog die hele tyd besig met vereenvoudiging. So hierdie is ons 5de voorbeeldjie. Nou, wat sien ons hierso? Ons sien nou hierso dat ons deel deur breek. Met ander woorde, ons het nou klein tyd al geleer dat wanneer ons deel met 'n breek, moet ons maal met sy omgekeerde. So die eerste ding wat ons gaan doen, ons verander die deel na 'n maal. Verander die gedeel deur na 'n maalteken en draai die breek om. Met ander woorde, maak dit sy resiprook. Goed, so, ons het a kwadraat minus b kwadraat op 2a kwadraat plus 2ab. Ons verander die gedeel deur in 'n maal. Met ander woorde, daai gedeel deur verander ons na 'n maal toe en dan moet ons die omdraai.
Met ander woorde, dit word 2a² minus 6a op a² minus 2ab plus b². Goed, wat is die volgende ding wat ons nou moet doen? Die volgende ding wat ons nou moet doen is ons moet faktoriseer. Jy is heeltemal reg. So, ons begin hier van 'n kant af en ons faktoriseer. Wat sien ons in die eerste plek? Ons sien hierso het ons 'n 2 terme wat geskei word deur 'n minus en albei is volkome vierkante. As ek my reeltjie toepas, het ek my 2 hakies. 1 hakie plus, 1 hakie minus, die vierkantswortel van a² wat a is en die vierkantswortel van b² wat b is. Onder die lyn het ek 'n 2a wat ek gemeenskaplik kan uithaal. As ek die 2a gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor 'n a plus b. Die maal bly nou 'n maal. Dan as ek daar kyk, het ek weer 'n gemeene faktor wat ek kan uithaal. Die gemeene faktor wat ek daar kan uithaal is 2a. Wat bly oor as ek 2a uithaal? Daar bly 'n a minus 3 oor. Onder die lyn kan ek weer wat sien? Onder die lyn sien ek het 1, 2, 3 terme en hy is in daai standaardvorm van a², ab en b². So ek kan hom faktoriseer deur my reëls toe te pas vir 'n kwadratiese 3 term. Die reeltjie sê nou weer, as daar 'n plus voor die derde term is, beteken dit die tekens in die hakies is dieselfde. Wat gaan my teken wees? My teken gaan 'n minus wees. A se faktore is a en nou b se faktore is b. As ek weer gaan toets, dan kan ek sien dit is a² minus ab wat vir my minus 2ab plus b² gee, so my faktorisering daar was heeltemal reg. Wat is die volgende ding wat ek nou kan doen? Dis reg, ek kan uitkanselleer, gelyksoortige faktore kan ek uitkanselleer. As ek nou gaan uitkanselleer, dan sien ek het hier 'n a plus b en 'n a plus b. Oor die maalteken kan ek ook gelyksoortige terme uitkanselleer. Daai a'tjie kanselleer ook uit met hierdie a. Verder het ek nog 'n wat? Ek het 'n a minus b wat met 'n a minus b kan uitkanselleer. So my finale antwoord is a minus 3 op a minus b. As ons kyk na die voorbeeld a minus x se kwadraat op a² minus x². Wat is die eerste ding wat ons moet doen? Is ons moet faktoriseer. As ons kyk na die faktore, dan kan ek daai maar net uitbrei. Met ander woorde, hy bly a minus x, a minus x. As ek onder die lyn kyk, dan sien ek daar, ek het duidelik 1, 2 terme wat geskei word deur 'n minus en hulle is albei volkome vierkante. Dit beteken ek gaan my 2 hakies hê. 1 hakie is 'n plus, 1 hakie is 'n minus. Vierkantswortel van a² is a, vierkantswortel van x² is x. Nou kan ons uitkanselleer. Ek hou daarvan om streepies te trek. So wanneer ons hierdie uitkanselleer werkies doen, dan is dit nou ons streepies wat ons kan trek. Ons kan alles wat mos nou dieselfde faktore is, kan ons uitkanselleer. So die a minus x se kanselleer uit. Lekker om die streepies te trek. Ons het a minus x op a plus x, wat my finale antwoord is.
x kwadraat minus xy op y kwadraat plus xy gedeel deur y kwadraat minus xy op x kwadraat plus xy maal met 2x kwadraat minus 2xy op 2x kwadraat. En wat het ons nou gesê gaan ons doen? As ons so sommie kry, die eerste ding wat ons moet doen, ons verander die gedeel deur na 'n maal en jy draai die breek net na hom. Dis net die breek wat na die gedeel deur teken kom. Jy draai die breek om want jy gaan maal met sy resiprook. Goed, met ander woorde, ons behou die x kwadraat minus xy op y kwadraat plus xy. Maar nou belangrik, hierdie gedeel deur gaan ons verander na 'n maal toe. Dit beteken dan dat hierdie breek moet omdraai, maar dis net hy wat omdraai, want dit is die een wat gedeel word mee. So dis x kwadraat plus xy word my teller en y kwadraat minus xy word my noemer. Hierdie maal bly 'n maal, so die term wat na hom kom bly dieselfde. Die teller bly die teller en die noemer bly die noemer. Nou, wat is die volgende stappie wat ons nou doen? Ons moet faktoriseer. Ons begin hier van 'n kant af. By die eerste term kan ons slegs x gemeenskaplik uithaal, x minus y bly oor. By sy noemer kan ons y gemeenskaplik uithaal en y plus x bly oor. Die maal bly 'n maal. By die teller daar kan ons nou 'n x gemeenskaplik uithaal en 'n x plus y bly oor. Onder die lyn kan ons 'n y uithaal en 'n y minus x bly oor. Maal met. Daar kan ons 'n 2x uithaal, dan bly daar 'n x minus y oor en onder die lyn het ons net 2x kwadraat. Nou is ons klaar gefaktoriseer. Een belangrike ding wat ons nou hier moet oplet ook, is tekens wat moet verander, hakies wat verskillende tekens het. Ons het hakies met verskillende tekens, so ons moet hulle mos nou eers dieselfde maak voordat ons hulle kan uitkanselleer. Ons het hakies met verskillende tekens. So, wat ek moet doen is om my hakies met my verskillende tekens dieselfde te maak. So ek het hier 'n x en x minus y bly so. Onder die lyn het ek y, in die hakkie het ek nou y plus x, maar ek kan dit ook skryf as x plus y, want by plus is daar mos nou niks wat snaaks is nie. Niks wat moeilikheid maak nie, so ek kan hom net skryf as x plus y. Maal met x plus y, maar hier onder die lyn het ek nou, as julle nou mooi kyk, kan julle nou sien, ons het hier onder die lyn, het ons nou ons y minus x. Ons het mos gereël, ons verander die teken voor hom en dan draai ons hom om. Met ander woorde, waar hierdie teken nou 'n plus was, word hy nou 'n minus en hierdie hakkie draai om. Die laaste term het ek nou niks wat snaaks is nie, so ek skryf hom net so neer. Nou kan ons begin met ons streepies trek. Goed, as ons nou lekker streepies begin trek, dan kan ons sien, as ons kyk hier na die eerste termpie, is daar nou niks wat ons daar kan nie, maar omdat daar vermenigvuldigs is, kan ons sê daai x plus y en x plus y kanselleer uit.
Verder kan ek sê die x minus y en die x minus y kanselleer uit. Verder kan ek sê die 2 en die 2 kanselleer uit. Verder kan ek nog sê dat die x kanselleer met een van daai x'e uit. Dan kan ek weer sê die x kanselleer met daai x uit. En as ek nou kyk na my antwoord wat oorbly, het ek bo die lyn het ek 'n x maal met 'n x minus y en onder die lyn het ek 'n minus y maal met y is y kwadraat. Belangrike goedjies wat ons moet onthou. As ons kyk na y minus x, is dit dieselfde as minus x minus y. Dit is daai tekenverander reël van ons wat ons gedoen het in die faktorisering. Al hierdie goetertjies het met die tekenverandering te doen. 2a minus 3b is dieselfde as minus 3b minus 2a. As ons kyk na ietsie soos minus a minus b, is dit dieselfde as minus a plus b. En positief maak nooit moeilikheid nie. So a plus b is dieselfde mos as b plus a. So hy kommutatiewe eienskap van ons wat ons kan gebruik wanneer ons bymekaar tel. Ek gaan net so 4 belangrike wenke ook vir julle gee wat julle moet onthou by breuke. As ons het a gedeel deur b maal met c, dan is dit eintlik dieselfde as a op 1. En onthou, hierdie is mos nou ook maar soos b op 1. Maal met die gedeel deur verander na maal toe, dan word dit 1 op b. Daai c bly ook c op 1. Met ander woorde, as ons dit skryf, dan kan ons dit skryf as ac op b. As ek het a gedeel deur en die b maal met c is nou in hakkies. Want onthou, maal en deel het mos dieselfde rangorde, so as daar nie hakkies is nie, dan moet jy mos van links af begin werk. Met ander woorde, dit is hoekom jy daar sê, eers a gedeel deur b maal met c. Maar nou hierdie geval beteken dit, ons moet a gedeel deur bc. Met ander woorde, dit is weer dieselfde as a op 1. Ek verander die gedeel deur na maal toe, dit word 1 op bc. Met ander woorde, dit gee vir my a op bc. As ek het a gedeel deur b gedeel deur c, dan beteken dit ek gaan van links na regs werk. So daai is a op 1, die gedeel deur verander na maal toe en dit word 1 op b. Die volgende gedeel deur verander ook na maal toe en dit word 1 op c. Met ander woorde, dit gee ook vir my a op b maal met c. As ek egter het a gedeel deur b gedeel deur c, dan beteken dit is a gedeel deur daai word b gedeel deur c. As ek hom nou uitwerk, dan word dit, as ek die gedeel deur verander, dan word daai c op b. Met ander woorde, my antwoord is dan ac op b. So as ons kyk na 'n paar voorbeelde. 4 gedeel deur 'n half is dieselfde as 4 gedeel deur 'n half. Met ander woorde, dit gaan wees 4 maal met
2 op 1 en dit gee vir my 8. As ek byvoorbeeld het 'n 3/4 gedeel deur 5, dan is dit presies dieselfde as 'n 3/4 gedeel deur 5 op 1. Ek verander die gedeel deur na 'n maal toe en ek draai my teken om. Met ander woorde, dit gee dan vir my 3 maal 1 is 3 op 4 maal 5 wat 20 is. As ek het 2x² op 3ax gedeel deur y² op 9xa, dan gaan dit beteken ek het 2x² op 3ax. Ek verander die gedeel deur na 'n maal toe en ek verander die gedeel deur na 'n maal toe en ek draai die breek na hom om. So daai word 9xa op y². Nou kan ek my gelyksoortige terme uitkanselleer, want daar staan 'n maal tussenin. So die a's kanselleer uit, die x'e kanselleer uit, die 3 gaan in 9 in 3 keer, en die y kanselleer met een van daai eie uit wat onder die lyn staan. Met ander woorde, hierdie antwoord van my gaan wees 2 maal 3 is 6x² op y. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur die volgende huiswerk probleempies te voltooi. Onthou, practice makes perfect.